Bom dia. Dit is vandag donderdag 9 Julie 2026 en ek groet julle hier vanuit Tofu in Mosambiek waar die SBB 4x4 klub tans vertoewe en ons het vroegoggend het ons uitbeweeg hier na 'n uitkykpunt toe waar daar ook so 'n klein monumentjie staan. En daar het ons gaan wag vir die son om op te kom. Het ons 'n sonsopkoms gesien. Het ons ook ons kondensmelk koffie gedrink vir die oggend. En ek gaan dit so vinnig dan met julle deel. So kyk gerus tot aan die einde want daar is ook 'n boodskap vir elkeen van ons tot aan die einde. En ek sal dan terugkom en die afsluiting ook hanteer. So ja, ek begin met die kondensmelk koffie vanoggend vir julle en as julle hou van hierdie video oor die toer, stuur dit aan vir elkeen om te kyk en onthou, moenie vergeet om te subscribe, om die like knoppie te druk en dit te deel nie. Dit is baie belangrik vir die algoritmes om behoorlik te kan werk. So, geniet dit, kyk lekker saam. Met kitskoffie, nie moerkoffie, nie kitskoffie en dan die poeier met die kondensmelk daarbij, meng hom klaar in 'n mengsel, gooi jou water by. So nou is dit tyd vir die kondensmelk. Die vind hy toutjie aan vir jou asseblief. Gaan nou. Hoor, die deur by die pot. En soos jy sien, afhangende van hoe bitter dag of 'n nag jy gehad het, gooi jy meer of minder by. Ek meng hom dan sommer lekker en nou kom die water by. Natuurlijk een finaal dier om lekker te mengen. En zie daar. Zie daar. Welkom hier so by Tofu. Dit is een van ons spesiale plekke. Dit is ongelooflik baie geniet hierso. Sonsopkoms veral, soos julle self gesien het. Is daar 'n rede vir dit. Maar nou is daar natuurlik 'n klein geskiedenis agter hierdie monument wat hier agter staan. Ek kan nie lekker dink hoe dit werk nie. Maar waarop dit neerkom is dat jare terug was daar 'n gat hierso. Waar die binne in die see ingaan. En dan het hulle slawe binne in daai gat. Wat se rede ook al gemaak. En sien jy? Ja, so sê hulle. Maar kom ons gaan nou maar wat hulle sê. En ek weet nie die ander waarheid nie. Maar ja, so dis maar waar hierdie maar ek sou wel vra dalk net in die dorp vir die plaaslike weet wat is die eintlike geskiedenis agter. Want blykbaar op 'n stadium was die by gewees, lyke of die simulation of van wat gebeur het. Ek sien dis net een bal oor van die communistische ster is net die merk wat oorgebly het daar teen die muur. Ja, as jy nie vergeet nie dat eintlik maar die jare voor 94 was ons op dit voor die aard van die saad van die communistische land. Het dit tussen 'n bietjie verander. Die Chinese wat 'n baie groot invloed gehad het, spesifiek in Mosambiek. Meer as wat die Russe het hier Angola se kant toe veropereik, terwyl die Chinese hier betrokke was. Het ek ook gesien in die tipe uniforms wat hulle dra. Die Chinese het daai tipiese laphoed
amper so 'n spitserige laphoed wat die troepe gedra het in die veld. En dit is alles Chinese drag. Die baans het invloed, Daanse drag, wat weer die pet. Die pet is wat ons dra. En binne van 'n boshoed tipe van Janie. Daai boshoed wat jou, moet ek sê, is daar nie Chinese geïnspireer. Maar nie raai wat nie is. Mense, ja, ons het nou die oggend goed begin, lekker vroeg hier gewees. Om 'n sonsopkoms te kyk, is om net weer tot die besef te kom, dat met die aanbreek van elke nuwe dag, is dit nuwe idees, nuwe gedagtes wat gebore word, maar dit skep ook hoop. En ek dink baie van julle kan relate, die feit dat jy kyk hier as hier vroeg in die nag, vroeg in die oggend wakker word, en jou bekommer oor die probleme op jou plaas, in jou werk, in verhoudings. En dan wanneer die dag gebreek het, is dit asof jy skielik die antwoorde het. Waar die twyfel dan uit die weg geruim word. Want net so seker as wat die son opkom, so seker is dit dat die lewe aangaan, met of sonder jou probleme. Baie gevalle is mense geneig om hulle vas te staan teen 'n probleem, sonder om die moontlikheid van 'n oplossing te sien. Dis as vaskyk teen 'n voorwerp, en jy kan niks anders kan die voorwerp sien nie. Doch leer die lewe ons juis ander kan die probleem te sien, en ander kan die probleem te kyk. En dit bring jou by die oplossings op al die vraagstukke in jou lewe. Maar dan help dit ook nie om net daar ver te sien en nie jou onmiddellike hindernisse in die weg te kan ruim of daaroor te kan kom. Ek sê altyd, ek sê dit ook baie, kom net eers die eerste hindernis oor, om dan 'n volgende een aan te vat. Veral as dit in die breër konteks kyk van die situasie in ons land. Mense is baie lief om te praat van hoe moet die ideale regering lyk. Ek dink nie daar is 'n ideale regering nie, en daar is ook nie 'n ideale politieke bestel nie. Dit bestaan nie. Maar hoe dit moet lyk, is nou nie, speel nie 'n rol nie. Maar hoe ons hierdie heuwel hiervoor gaan oorkom, dit speel 'n rol. Want ergens ander kant hierdie hindernis, is daar weer 'n môre wat die son opkom. En die son gaan aanhou op. Die hartseer daarvan is, as jou tyd op hierdie aarde verby is en jy's nie meer hier nie, dan sal daar nog steeds mense hier kom staan waar ons nou staan. Sal er nog steeds hoop kom put uit die opkomende son. Die son wat lewe gee. Want sonder die son sal er geen lewe wees nie. En dis daarom dat ons met dankbaarheid elke sonsopkoms in die gesig moet staan. Want dit versinnebeeld die lewe. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Maar ons is altyd geneig om net in die negatiewe vas te kyk, die slegte dinge vas te kyk, sonder om die dankbaarheid te ervaar wat ons behoort te ervaar. Ek kon seker gewens het en hoop dat my lewe beter uitgedraai het, ek sou beslis kon doen, meer geld is uitgekomen van nou. Op die einde van die dag dink ek ook nie, het sou vir my goed gewees. Want ek is wie ek is. Jy is wie jy is. En elkeen van ons kan net een ding doen, dit is lewe voluit. Vir daai dag. Maar
die dag gaan arriveer, dat jy nie weer sonopkoms gaan sien. En dan kan ons nie terugkyk en sê, ek wou nog dit, ek wou nog dat. Ek dink dis waar ons toere, of toere wat ons nou begin het, 'n groot rol speel. Kom ons gaan soek na die horizonne op terwyl ons kan. Kom ons gaan kry die dagbreke in al die verskillende lande wat ons graag nog wou sien en nie gesien het. Ek self tot my skande was nog nooit in Zimbabwe nie. Althans nie wettiglik nie. Was ek nog nooit in Zambië nie wettiglik nie. Malawi ook nie. Punt van die saak is, as ons dit wil sien, moet ons dit doen. Het is goed om te droom, maar droom sonder dade is niks werd nie. So dade moet jou drome laat waar word. Kan julle daai ou die vis nog met hom gehad? Okay, sien daar die walvis nou, ons is selfs hier kapot breek. Wie gaan vir ons gou open vir hierdie dag? Ons moet twee. Hey, kalmeer. Dis beter. Nee, wie gaan vir ons open? Wie? Derek. Okay, lekker raak, hè. Amen. Dankie. Dankie vir weer. Ons gaan nou terug kamp toe. Jy sit weer met 'n produkkie voor jou deur. Hallo julle, Johannie van CJ Fitment en ook 'n trotse SBB 4x4 klaplid en SBB sakekamer lid. Ek gaan die tyd gebruik om vir julle te verduidelik van ons nuwe produkte wat ons gelaunch vir die Wyer SBB familie. Is 'n lekker braaisak met sy firelighters, braaitang, lightertjie. Kry jy 'n opvoubare stainless steel rooster. Ja, voor-free stainless steel, lekker gebrand met 'n SBB stainless steel branding op vir 1280 rand. En van julle wat weet waar ek vandaan is, in die Vrystaat braai ons ook vis. 'n lekker snoekrooster in sy stainless steel met sy branding, 1010 rand. Jy kan natuurlik die rooster apart koop wat binne in 'n eimer boks pas. Nog steeds stainless steel, 790 rand. O ja, 'n lekker SBB glas om my ysblokkies bietjie verder te hou. Lekker dubbelband stainless steel glasie. Dan sê en nou sit ook 'n kleintjie, teen 12 rand. En wat is 'n braai sonder 'n tang?
Natuurlijk 'n skulpietang, die wat my ken. Skulpietang is die enigste tang. En 'n braai sonder 'n bak. Lekker stainless steel bakkie. Wel, jy kan hom gebruik vir koekbak, vleisbak of net 'n braaibak. Daar sê R980. Kondensmelk koffie. Daar is die toebehore, die regte McCoy. 4 bekertjies. Inside percolator, mooi gebrand. Reg vir kamp, reg vir kondensmelk koffie. En ons drink ook water. In 'n lekker waterbottel. Dit word 30. As jy julle kom maak iets joune. Oor en uit.